Gaan uit haar uit my volk. Deel D, die nuwe verbond gekoop deur die bloed van Jesus Christus. Hoofstuk 3, die bedeling van die Heilige Gees en van krag. My naam is Deidre Pieterse van Ignited in Christ in Suid-Afrika. In hierdie deel gaan ons kyk na die belofte van Jesus, die sleutels tot die koninkryk van Jesus Christus, die doop van die nuwe verbond, en dit is die doping met die Heilige Gees, geestelike wedergeboorte, die dynamieskrag en die gawes en vrug van die Heilige Gees, en laastens ons groot opdrag. Jesus sê in Matteus 16 vers 19, Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly, en wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Dan sê Jesus ook in Lukas 24 vers 49, en ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur, maar julle moet in die stad bly, totdat julle met krag van bo toegerus is. Die skrywer van Handelinge sê in Handelinge 1 vers 4, terwyl hy, dit is Jesus, 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Dus Jesus het beloof dat hy aan sy bruid die sleutels tot sy koninkryk sal gee, dat hulle 'n geskenk van hom af sal ontvang, maar eers nadat hy opgevaar het na die hemel, en dat hulle bloot daarop moet wag. Hulle sal die geskenk van die Heilige Gees ontvang, maar hulle sal dit van bo ontvang. En dit sal hulle toerus met krag vir disippelskap. Hierdie sleutels van die koninkryk is nie net aan Petrus gegee nie, maar aan die liggaam van Jesus Christus, elke wedergebore en geesvervulde gelowige in Jesus Christus. Wat is hierdie sleutels tot die koninkryk van God? Dit is die sleutels wat die koninkryk van God oopsluit en ook die koninkryk van Satan toesluit. Geloof in Jesus Christus as die Seun van God, die Verlosser, vir diegene wat in hom glo, tesame met sondebelydenis en vergifnis, daai beseffenis of erkentenis dat ek 'n sondige mens is, en dis nie gered kan word nie, en 'n redder nodig het. Die geloof in Jesus Christus as Verlosser is die eerste sleutel tot die koninkryk. En dan is die tweede sleutel die krag van die Heilige Gees, wat ons ontvang deur die doping met die Heilige Gees. Anders gesê, die twee sleutels is wedergeboorte, wat kom deur geloof in Jesus Christus, as die Seun van God, en dan ook die ontvang van die krag van die Heilige Gees deur die doping met die Heilige Gees. Met hierdie twee sleutels word die koninkryk van God oopgesluit, en die koninkryk van Satan terselfdertyd toegesluit, vir elke gelowige in Jesus Christus. Wat ons ook al op aarde bind en losmaak, sal in die hemel gebind en losgemaak wees. Ons moet mense dus losmaak uit hulle slawerny en gevangenskap aan die vyand, deur hulle na Jesus Christus toe te lei. Dit kom deur geloof en sondebelydenis. Ons moet die vyand en sy werke bind en bestraf. Dit kom deur die krag en die salwing van die Heilige Gees.
Wat ons op aarde doen met hierdie sleutels van die koninkryk van Jesus Christus, is bepalend tot die ewigheid. Want Jesus sê, dit wat ons hier op aarde oopsluit, sal in die hiernamaals oopgesluit bly, en dit wat ons hier op aarde toesluit, sal ook in die hiernamaals toegesluit bly. Die doop van die nuwe verbond is die doping in die Heilige Gees. Jesus het self gesê, Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. So duidelik tref Jesus self hier die onderskeid tussen die ou verbond se doping met water en die nuwe verbond se doping met die Heilige Gees. Maar hoekom moes Jesus eers dood wees en ter hulle neerdaal om die prys daar vir ons te gaan betaal? As ook opstaan en na die hemel opvaar voordat die Heilige Gees vir die eerste keer uitgestort kon word op die wat glo. Die koninkryk van God in ons was toegesluit vir ons as gevolg van die sondeval. Jesus het die dood en sonde, dit is Satan, oorwin aan die kruis. En die sleutels tot die koninkryk, dis so vir ons teruggeneem. Deur middel van geloof in Jesus Christus as verlosser en geestelike wedergeboorte in hom deur die krag van die Heilige Gees, deur die doping van die Heilige Gees, kan die koninkryk van God nou weer oopgesluit word in ons en vir die wat glo. Kom ons kyk na die doping in die Heilige Gees, soos dit vir ons beskryf word in Handelinge. Handelinge 2 vers 1 tot 4. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, dit is maar die eerste uitstorting van die Heilige Gees, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Nou bruid van Jesus, ek het daardie skrifte daaronder net vir u ingesit om te gaan vergelyk, want dit wat hier in Handelinge aangeteken is, vind ek vreemd. Want in 1 Konings 19, verse 11 tot 13, wys Jesus vir Elia, die profeet Elia, dat hy nie in die stormwind was nie. Hy was ook nie in die vuur nie. Hy was ook nie in die aardbewing nie. Maar hy was in die fluistering, die sagte fluistering van 'n sagte windjie. En in Hebreërs 13 vers 8 lees ons dat Paulus sê, Jesus Christus was gister en vandag en môre en vir altyd is hy dieselfde. So ons is nog besig om te ondersoek en te onderskei die waarheid. Maar ek noem dit maar net aan u dat dit vir my vreemd is, dat hier in Handelinge 2 word die Heilige Gees, die uitstorting daarvan beskryf, soos van 'n geweldige stormwind. En dit strook nie met 1 Konings 19 vers 11 tot 13 nie. U kan dit maar self 'n bietjie gaan lees. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Weereens wys ek u na 1 Konings 19 vers 11 tot 13, waar Jesus sê aan Elia, hy is nie in die vuur nie. Sy heilige teenwoordigheid was in die fluistering, die sagte fluistering in die windjie. Soos wat ek sê, ons is nog besig om te ondersoek en te soek na waarheid, en ons parkeer dit maar. Dit is net vir my vreemd,
dat die Here hier sal kies om homself met vuur te vereenselwig. Dan ook die spreek in ander tale. Ons sal later 'n bietjie meer daaroor sê. Maar die belangrike ding is dat die Heilige Gees is uitgestort, soos wat Jesus beloof het. En dit het van bo gekom, dit het van hom afgekom. En die disippels is almal in die Heilige Gees gedoop. Dan Kornelius se huishouding, die heidene. Ons lees dat terwyl Petrus nog praat, het die Heilige Gees op almal gekom wat na die woorde van Petrus geluister het. En toe die Joodse gelowiges wat saam met Petrus gekom het, hoor hoe die mense ongewone tale of klanke gebruik en God prys, was hulle baie verbaas dat die Heilige Gees as 'n gawe uitgestort is, ook op die mense wat nie Jode is nie. Weereens vra ek dat u net die ongewone tale of klanke 'n bietjie sal parkeer. Die belangrike ding is, dat hier is die Heilige Gees ook uitgestort van bo, selfs terwyl Petrus hulle nog gepraat het met die heidene, het Jesus dit op hulle uitgestort. Die doping met die Heilige Gees is 'n baptizo doop, om ten volle onderdompel te word in die Heilige Gees. En dit word bedien deur Jesus self aan die wat glo. Dit word ontvang van bo, let wel nie deur handoplegging nie. En dit gaan nie noodwendig gepaard met uiterlike tekens en wonders nie. Dit is 'n geheimenis wat nie in die natuurlike riem waarneembaar is nie. Dit gebeur in die gees en dan spesifiek ook in die mensgees. 'n Mens sou kon vra, maar hoe weet ek dan of ek die doping met die Heilige Gees ontvang het? En ons as mense soek altyd 'n teken. En in Markus 16 vers 17 staan daar, in ander tale sal hulle praat. Maar nou moet ons weer eens onthou, bruid van Jesus Christus, dat Markus 16 vers 9, verse 9 tot 20 was nie deel van die oorspronklike grondteks van die manuskrip van Markus nie. Dit is later deur iemand bygevoeg. So dit is eenvoudig net nie genoegsame bewys dat tale, die spreek in tale, 'n teken is dat 'n mens die doping met die Heilige Gees ontvang het nie. Ons siening persoonlik is dat spreek in tale is nie die teken dat jy die ware Heilige Gees ontvang het nie. Let wel, ek sê die ware Heilige Gees ontvang het nie. Persoonlik glo ons dat 'n mens eerder moet kyk na die vrug, die blywende vrug van die Heilige Gees, as ook die stille innerlike krag van die Heilige Gees in die persoon. En dan sal dit getuig van die doping van die Heilige Gees. Dit is met ander woorde nie 'n uiterlike teken nie, maar eerder 'n innerlike vrug en krag van die Heilige Gees. Die geestelike wedergeboorte deur die krag van die Heilige Gees op grond van geloof in die Seun van God, Jesus Christus. Ons moet onthou, in Johannes 3 vers 5 en 6 het Jesus vir Nikodemus geantwoord: dit verseker ek jou, as iemand nie uit water, dit is natuurlike geboorte, en gees, dit is geestelike wedergeboorte gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is mens, en wat uit die gees gebore is gees. Dus, geestelike wedergeboorte gebeur wanneer ons in geloof ons hart vir Jesus gee en dan die doping met die Heilige Gees ontvang. Want wedergeboorte kan net deur die krag van die Heilige Gees kom.
Geestelike wedergeboorte deur die krag van die Heilige Gees kom op grond van ons geloof in die Seun van God. Paulus sê in 1 Korintiërs 12 vers 13, omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met die een Gees gedoop. Of ons nou Jood of Griek is, slaaf of vry, ons is almal van die een Gees deurdrink. Daarom vind geestelike wedergeboorte plaas wanneer ons na Jesus toe kom in geloof en ons harte vir Jesus gee en dan deur Jesus met die Heilige Gees gedoop word. Paulus sê ook in Romeine 6 vers 3 tot 8, of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus met die Heilige Gees gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Deur die doping met die Heilige Gees is ons immers saam met hom in sy dood begrawe. Hoekom? Want die ou mens het gesterf, sodat soos Christus deur die heerlike magstaat van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook deur wedergeboorte so in 'n nuwe lewe kan instap. So by geestelike wedergeboorte sterf die ou mens en 'n nuwe mens in Christus Jesus word gebore. Aangesien ons met hom een geword het in sy dood. Hoekom? Deurdat ons glo dat hy vir ons gesterf het aan die kruis en ons so uit sonde en dood, uit die ewige sonde en dood gered het. Aangesien ons so met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik ook met hom een wees in sy opstanding. Ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Ons het saam met Christus gesterwe. Daarom glo ons ook dat ons saam met hom sal lewe. Hier beskryf Paulus vir ons geestelike wedergeboorte deur die krag van die Heilige Gees. Wie het Jesus uit die dood opgewek? Dit was deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Daarom is dit ook die Heilige Gees wat ons opwek in 'n hele nuwe lewe in, deur wedergeboorte. Paulus sê verder in Kolossense 2, verse 11 en 12, deur julle verbondenheid met hom is julle ook besny. Nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus. En dit bestaan nie in die wegneem van die sondige natuur van die mens, en dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Dit het by die doop in die Heilige Gees gebeur, deurdat julle toe saam met hom geestelik begrawe is. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook saam met hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God, wat hom uit die dood opgewek het. Geestelike wedergeboorte deur die krag van die Heilige Gees. Ons lees ook in Galasiërs 3 vers 27, want julle almal wat deur die doop met die Heilige Gees met Christus verenig is, moet lewe soos mense wat aan Christus behoort. Wanneer die vyand dan na ons kyk, sien hy nie meer vir ons nie, maar die opgestane Jesus Christus, die boom van die lewe in ons. Daarom, byna al die skrifte oor die doop, veral van Paulus waar hy praat oor die betekenis en krag van die doop, is steeds waar, maar in die regte konteks, naamlik die doping in die Heilige Gees. Let wel, Paulus noem nooit spesifiek dat ons in water gedoop moet word nie. En daarom is dit wat hy oor die doop sê vir ons slegs relevant in die konteks van die doping met die Heilige Gees. Maar hoe sal ek dan weet of ek die doping met die Heilige Gees ontvang het en werklik wedergebore is?
Ons moet eenvoudig dit in gebed vra en glo dat ons dit ontvang het. Jesus is getrou en as ons hom as ons enigste verlosser aanneem en vra vir geestelike wedergeboorte deur die krag van die Heilige Gees, sal ons dit ontvang. En dan lees ons dat die Fariseërs en die skrifgeleerdes na Jesus toe gekom het in Matteus 12 vers 38 en 39 en gesê het, meneer, ons wil 'n wonderteken van u sien. Is dit nie maar hoe ons as mense ook is nie? Ons vleeslikheid vra vir 'n teken, 'n uiterlike, 'n wonderteken. Maar hoor wat antwoord Jesus hulle. Hy sê, 'n slegte en 'n afvallige geslag vra vir 'n teken. En geen teken sal aan hulle gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Dit verwys, die profeet Jona verwys na Jesus, wat ook 3 dae in die graf was, soos wat die vertelling van Jona is, dat hy 3 dae in die buik van die vis was. Met ander woorde, die teken van die profeet Jona, daarmee verwys Jesus na homself, wat 3 dae in die graf sal wees, sy dood en sy opstanding. Dit is die enigste teken wat ons nodig het. Wat sê Jesus eintlik hier? Hy sê, moenie vra vir 'n uiterlike teken nie. Wat belangrik is geloof. En dit in die Seun van God wat sy lewe vir julle sal aflê en sal opstaan uit die dood om sonde en dood vir julle te oorwin. Dis al wat nodig is, geloof. Ons moet ophou om na uiterlike tekens en wonders te soek en te vra. 'n boom word geken aan sy vrugte. Dit het Jesus ook gesê, per geleentheid. So as ons wil weet of iemand werklik die Gees van God het, en gedoop is met die Heilige Gees, dan sal ons dit kan sien aan die vrugte. Galasiërs 5 vers 22. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, nederigheid en selfbeheersing. Weereens, innerlike vrugte, wat aantoon dat die regte boom, die boom van die lewe, in hierdie persoon geaktiveer is deur die krag van die Heilige Gees en dat hulle dus die doping van die Heilige Gees ontvang het. En Jesus het gesê, ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur, maar julle moet in die stad bly totdat julle met krag van bo toegerus is. Die krag van die Heilige Gees is iets wat Jesus beloof het wat ons as 'n eensydige handeling van hom af sou ontvang, in reaksie op ons geloof in hom. Let wel, nie as gevolg van enige iets wat ons doen nie. En in ons opinie as Ignited in Christ ook nie as gevolg van handoplegging nie. Die Heilige Gees is nie iets wat van een mens na 'n ander een moet oorgaan nie. Al wat u sal ontvang as gevolg van handoplegging is die vals Heilige Gees, Kundalini. Nee, Jesus stort sy Gees uit en salf ons met sy Gees, eensydig van hom af, van bo, van hom af. Dit gebeur in die Gees en dit kom van Jesus af, nie van ons af nie. Hierdie krag is die dunamies krag van die Heilige Gees. Dit is die geestelike vuur waarmee ons deur Jesus self gedoop word. Hy is die enigste een wat kan doop met sy Gees. Jesus doop ons met die Heilige Gees en met vuur. En die vuur is nie 'n fisiese vuur nie. Met ander woorde, jy hoef nie te verwag dat jy noodwendig gaan warm voel of voel of jy aan die brand geslaan het of iets nie. Nee. Die metafoor van vuur is bloot ter aanduiding van dat dit krag sal gee. Die dunamies krag van die Heilige Gees. Die dunamies krag van die Heilige Gees is ook 'n verwysing na die krag van die gawes
die innerlike krag van die Heilige Gees. Dan praat Paulus in 1 Korintiërs 12 van die gawes van die Heilige Gees. En hy noem hulle woord van wysheid, woord van kennis, geloof, genesing, wonderwerke, profesie, onderskeidingsvermoë, tale en interpretasie van tale. Maar daar is iets baie belangriks, wat Paulus dan ook sê. Hy sê die grootste hiervan is die liefde. Agape, die liefde van Jesus. Jesus het in Johannes 13 vers 35 gesê, as julle mekaar lief het, sal almal weet, dat julle disippels van my is. En dan het Jesus ook gesê in Matteus 24 vers 12, dat in die einde van die tyd, sal die liefde van Jesus Christus by baie verkoel. Wat is ons groot opdrag van Jesus af, as sy disippels? Volgens die skrifte van Eusebius, die ou kerkvader, die eerste kerkvader, dink ek, nog in die tyd van Constantijn. Daai geskrifte oor die oorspronklike Matteus 28 vers 19. En ook volgens Lukas 24 vers 47. Moet ons disippels maak en bekering en vergewing van sondes verkondig. Preach repentance to all the nations. And do it in my name, het Jesus gesê. Let wel, in die oorspronklike geskrifte, volgens Eusebius, in Matteus 28 vers 19, het dan niks gestaan van doping in water nie. Dit is later deur die Rooms-Katholieke Kerk bygevoeg, om hulle heidense sakramente in die Bybel in te skryf. Volgens Johannes 21 vers 15 tot 17 het Jesus vir Petrus gevra om sy skape te voed en op te pas. Dus ons moet mense na die ware Jesus Christus toe lei. Let wel, ek sê die ware Jesus nie die vals Jesus nie. En hulle help om hulle sondige aard te erken en te bely en vergifnis te ontvang in hom. Want dit sluit die koninkryk oop. Om mense na die ware Jesus Christus toe te lei, beteken ook dat ons hulle moet help om die waarheid te vind en om alle leuns van die vyand waarmee hy hulle wou bind, te bely. Want wanneer ons dan die leuns van die vyand bely, dan sluit ons die koninkryk van Satan toe. Baie belangrik, bruid van Jesus Christus. Ons groot opdrag van Jesus sluit nie in om mense in water te doop nie. Ons moet eerder saam met hulle bid tot redding en saam met hulle bid om Jesus te vra dat hy hulle sal doop met die Heilige Gees en met die krag, die dunamies krag van sy Gees en die gawes van die Heilige Gees. Ons moet op hierdie manier mense help om vry te kom uit die bindinge van die vyand, deur hulle los te maak uit die leuns van die vyand, waarmee hy hulle wou verstrengel en wegvat van die ware Jesus Christus af. Ons opdrag as disippels van Jesus Christus sentreer dus rondom die waarheid. Jesus het gesê dat hy die weg, die waarheid en die lewe is. Jesus het ook gesê, julle sal die waarheid ken en die waarheid maak vry. Ons as disippels van Jesus Christus moet dus mense help om by die ware Jesus Christus uit te kom en die leuns van die vyand dus te erken en te bely. Die strategie van die vyand deur al die eeue was soos Paulus sê in 1 Korintiërs 11 vers 4. Ek sê dit omdat julle so maklik daarmee genoos sal neem as iemand 'n ander Jesus kom verkondig as wat ons verkondig het.
En julle neem net so maklik 'n ander gees, dit is Kundalini, en 'n ander evangelie. Een van regverdigmaking deur werke, deur sakramente en rituele te onderhou, godsdienstige rituele te onderhou, dat julle maklik 'n ander evangelie sal aanneem as die wat julle van ons ontvang het. Baie belangrik, bruid van Jesus Christus. 'n ander Jesus, Lucifer, oftewel Satan, is in al ons kerke en bedieninge. Ek herhaal, 'n ander Jesus is in al ons kerke en bedieninge, waar doping met water en nagmaal, as ook die vals drie-eenheid, dogma van die Rooms-Katolieke Kerk, en die onderhouding van nagmaal, wat neerkom op songod en maangodin, vals drie-eenheid aanbidding, en doping met water deur volle onderdompeling, of die doping van babiekies, nog gepredik en bedien word. Want Christene wêreldwyd staan meestal nog in dualisme. Dit wil sê met die een voet in die verbond met Jesus Christus, maar met die ander voet in Lucifer, in Satan. Deur die doop, deur volle onderdompeling in water, is hulle geïnisieer in die kerk van die Antichrist in, en is hulle dus geestelik aan die Rooms-Katolieke Kerk. En dit is geestelike Babylon verbind. Bruid van Jesus Christus, u grootste opdrag as disipel van Jesus Christus is dus om die waarheid omtrent die ware Jesus Christus en sy koninkryk te versprei. Vergeet maar van bevryding, die uitdryf van demone, die aanspreek van demoniese sielskopieë, ensovoorts, ensovoorts. Dit gaan ons nie blywend vrymaak nie. Slegs die waarheid kan ons blywend vrymaak, volgens Jesus se eie woorde. Jesus se juk is sag en sy las is lig. Ons hoef nie te werk om daai vryheid te beerwe nie. Ons kan bloot na hom toe kom. Hy is die waarheid. En hy sal ons vrymaak van al die leuns van die vyand. Ek vind dit persoonlik net ironies dat die gelowiges in Jesus Christus almal wil krygers of warriors vir Jesus wees. Dit klink tog so magtig en kragtig, nê? Maar niemand wil getuig oor die waarheid nie. En dit is tog ons groot opdrag in Jesus Christus. Nou het ons gekom by die einde van deel D hoofstuk 3 en u kan voortgaan na deel D hoofstuk 4. Wat sal gaan oor die rykdom van die glorie, van die geheimenis, die mysterie van God in Jesus Christus. En dit is dat Jesus in ons is, die opgestane Jesus. Ek gee weer eens alle eer en glorie aan Jesus Christus, ons opgestane koning. Dankie Jesus. Agape liefde, Deetry Pieterse, Ignited in Christ, Suid-Afrika.